Die rentekoers word met 25 basispunte verlaag en die DA stel 'n alternatiewe plan voor vir die ANC se sogenaamde transformasiefonds. Baie welkom op 29 Mei, tyd vir die jongste Afrikaanse nuus. Die rentekoers is vanmiddag met 25 basispunte verlaag. Dit staan nou op 7,25%. Die aankondiging is deur die president van die Reserwebank, Lesetja Kganyago, gemaak. Luidens vroeër berigte kan dit beteken dat huiseienaars tussen R600 en R1,500 per maand spaar. Die DA het vanoggend 'n alternatiewe plan vir die ANC se sogenaamde transformasiefonds bekendgestel om ekonomiese groei en werkskepping te verseker. Volgens die DA beskou hulle die fonds van R100 miljard as 'n mislukte plan vir breë basis swart ekonomiese bemagtiging wat net ryk mense ryker sal maak en weer eens vergeet van die werkers. Die party se woordvoerder oor handel, nywerheid en mededinging, Toby Chance, sê die ANC se fonds keer ekonomiese groei deur op ras te fokus en nie op belegging of werkskepping nie. Volgens Chance dui onlangse data daarop dat sommige Suid-Afrikaners gekant is teen BBSEB omdat dit na 20 jaar steeds nie suksesvol geïmplementeer kon word nie. Chance meen die beste manier om mense te bemagtig is om 'n ekonomie daar te stel wat werkskepping verseker. Die VF+ in die Tshwane Metro sê hy verwerp die raad se konsepbegroting vir die 2025-2026 boekjaar. Volgens die VF+ raadslid Grandi Tennyson sal die begroting daarvoor sorg dat inwoners met buitensporige belasting, onregverdige heffings en twyfelagtige finansiële praktyke belas word. Tennyson sê die begroting fokus op inkomste en ignoreer etiese regering as ook ekonomiese realiteite. Volgens hom druis onregverdige eiendomswaardasies, omstrede stedelike skoonmaakheffings, infrastruktuurverval, diensleweringsgebreke en die metro se verkrygingsbeleid van SEB as ook oormatige uitgawes teen die VF+ se waardes in. En die Wes-Kaapse Hooggeregshof wat in Saldanha sit, het die 3 verdagtes in die Jocelyn Smith saak tot lewenslange gevangenisstraf gevonnis op klagte van mensenhandel. Jocelyn se ma, Kelly, en haar medebeskuldigdes, Jacqueline Apollos en Stefano van Ryn, is elke bykomende 10 jaar gevangenisstraf opgelê vir klagtes van ontvoering. In sy uitspraak het regter Nathan Erasmus gesê dat hy geen versagtende omstandighede kon vind nie en dat die 3 geen berou getoon het nie. Die vonnisse sal gelyklopend uitgedien word en die 3 se name sal op die nasionale register vir kinderbeskerming gevoeg word. Dankie vir die saamkyk. Ons maak môre weer so. Totsiens.